Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus en ons gaan kyk na hoofstuk 5 vers 10. Onthou, hierdie beminde was geslaan, klere is van haar afgeruk, haar naaktheid is ontbloot en sy's vuil, sy's vol stof, haar hare staan wild, sy's deur hierdie mense baie rof behandel. En hier, ek sien haar, sy sit so, kyk, vrou sit me so half skuins, met die bene eenkant en sy leun met die linkerhand so op die grond en die mense praat met haar en sê, wie is hierdie beminde van jou? Dat jy so gaande is oor hom. Vertel ons bietjie wie is hy? Want hoe is hy beter as enige ander beminde? En ek sien in my geestesoog hoe sy begin praat. Sy sê, my beminde is skitterend wit en rooi. As gevolg van haar ondervindinge en haar diep verhouding met hom, begin sy hom beskryf, omdat sy hom leer ken het. Sy ken hom. Sy het hulle verseker dat hy nie vergelyk kan word met enige iemand anders nie. Hy is skitterend wit in sy verheerlikte staat na sy opstanding, rooi soos Adam, want hy het die natuur van die mens aangeneem. Rooi symboliseer ook die aarde waarop hy moes wandel om vir ons verlossing te bewerkstellig. Skitterend wit symboliseer sy sagtheid teenoor sy mense. Rooi symboliseer ook sy oordeel. Hy kom met oë soos 'n vuurvlam, rooi soos 'n vuurvlam, wanneer hy gaan kom om sy vyande te verdelg. Dit beskryf die grootheid van sy heerlikheid en almag en maak hom geliefd onder al sy lelies, hulle wat hom met 'n opregte hart soek. Hoofstuk 5 vers 11 sê, sy hoof is goud, suiwer goud. Goud spreek van die goddelike lewe wat in die Vader is, maar ook in Christus is. Sy haarlokke is golwend en swart soos 'n raaf. Openbaring 1 vers 14 sê, in Openbaring 1 vers 14 word Christus se hare beskryf as wit, wat verwys na sy heerlikheid en dat hy ook die oue van daar is wat leef tot in ewigheid. Maar hier word dit verwys na sy manlikheid, vol krag en krag wat nooit afneem nie, altyd jonk en sterk. Dit is 'n vergelyking van sy ewigdurende krag en sterkte. Hoofstuk 5 vers 12. Sy oë is soos duwe by waterstrome. Dit beteken sy oë, daar is opregtheid in sy oë is helder, dit blink soos die weerkaatsing van waterstrome. Sy oë neem jou gevange en veroorsaak 'n dieper soeke en honger na hom. In melkgewas spreek van rein gedagtes. Hy koester net ombouende en rein gedagtes teenoor haar en wil vir haar net die beste hê. Sittende by 'n volle bron, sy regte vertaling is eintlik and fitly set. Sy oë is volmaak, hulle posisie van plasing is volmaak. Alles lyk so volmaak as jy daarna kyk. Sy kan nie ophou om in sy oë te kyk nie. As ons die beminde sou dophou, hoe sy na hom kyk, so ons sien dat sy van die een oog na die ander oog, dan het die hoof, sy wangbene, sy mond, sy neus, sy gelaat, en ons sou die liefde sien wat uit haar straal vir die bewondering wat sy vir haar beminde het. Sy oë is 'n verskrikking vir sy vyande. Hy kom na hulle toe met oë soos 'n vuurvlam, waar sy bemindes hoef nie bang vir hom te wees, maar vir sy bemindes is daar 'n sagtheid en 'n deernis te bespeur. Geseënd en heilig is hulle wie se oë op hom gerig is. Hoofstuk 5 vers 14, sy wange is soos balsembeddings. Toe hulle hom in die gesig geslaan het en tydens die marteling voor die kruis, het sy wangbene geurige reuke afgegee, omdat hy deur liefde gedryf was om vir 'n verlore wêreld te sterf. Liefde sonder wraak, alleenlik liefde vir die mens, al was hy verbrysel. Jesaja 50 vers 6 sê, ek het my rug gegee vir die wat my slaan, en my wange vir die wat hare uitpluk. Terrasbeddings van geurige plante. Terrasbeddings is opgebou en hoër as die ander beddings waarin geurige plante geplant is, lang en hoë blomme met geur. Dit stel voor die skoonheid en die welstand van sy voorkoms met hoë wangbene wat skoonheid en statigheid uitbeeld. Sy lippe is soos lelies wat van vloeiende mirre drup. Mirre word getap wanneer die boom seer gemaak en gesaag word, dan tap hulle die trane van die
sap wat drup. Hoe harder hulle hom op sy mond geslaan het, hoe meer het hy die soet reuk van mirre vir die mensdom voor die troon van sy Vader opgegaan, sonder haat, net liefde wat uit hom uitgekom het. Hoofstuk 5 vers 14 sê, sy hande is ronde stawe van goud. Groot manne en konings se hande was versier met goue ringe, deur diamante en edelgesteentes aan hulle vingers, maar vir haar, het hy hande van goud. Sy hele hand was van goud. Dis nie net ringe en versierings om sy hande nie, sy hele hande was van goud. Sy sê nie sy hande is soos ronde stawe nie, sy sê sy hande is ronde stawe van goud. En al die krag in sy hande, die werke van sy hande, die sorgsaamheid en genade is ryk en kosbaar en suiwer soos goud. Ronde stawe is in Hebreëus pivoting. Hulle is stewige grond en kan nie van koers afgaan. Dis ingevul met chrysoliet. Chrysoliet is 'n baie harde edelgesteente wat saam met goud ingevul is in sy hande. Dit maak sy hande baie sterk en daar is niks te groot vir die werk van sy hande nie. Bedek met safierstene. Al hierdie graverings gesamentlik wys dat sy liefdevolle en teer gevoelens nie oppervlakkig en doelloos is nie. Hulle was bedek met safierstene. Hierin sien ons dat die beeld van die Vader deur sy seun reflekteer. Dis is hierdie gevoelens ook in die Vader vir 'n verlore wêreld en daarom het hy sy seun gestuur om ons te kom verlos. Hierdie safiere was die bedekking van sy diepste gevoelens. Daarom is daardie gevoelens van liefde daarom as daai gevoelens van liefde sy geliefdes oorskadu, hoe lieflik en hemels is dit nie. Sy binneste het in beroering gekom vir sy mense. Hoofstuk 5 vers 15 sê, sy bene is marmerpilare wat rus op voetstukke van fyn goud. Dit spreek van stabiliteit. Hy kan die gewig van alle omstandighede op sy skouers dra en sy bene sal nie ingee nie. Hy het die hele wêreld se sonde op hom geneem. Waar hy sy voet neersit, sal hy alles regmaak. Niks is vir hom te swaar nie. Sy gestalte is soos die Libanon. Sy houding en voorkoms is soos die statige berg Libanon, hoog bo die standaarde en vlakke van die aarde. Soos die Libanon is haar beminde, een wat in die hoë hemelruim woon, wat ver bo hierdie aarde uittroon. Uitgesoek soos die seders. Sy eienskap is pragtig en uitloklik, so uitloklik soos die pragtige parke en die woude van Libanon, uitstaande soos die seders in hoogte en sterkte en wat uittroon by al die ander bome wat gebruik word vir uitstaande gebruik, 'n soort in sy eie klas. Sy verhemelte is pure soetigheid. Die verhemelte is baie verskillend as die mond. Dit spreek in 'n sekere sin van sy werk as die bemiddelaar. Alles wat van God afkomstig was eers deur hom geproe voordat hy dit aan ons toe oorgegee het. Alles wat van God afkomstig was eers in sy seun gedeponeer voordat hy dit aan ons oorgegee het. Sy werk was die werk van 'n ware bemiddelaar. Hoe soet is dit nie alles vir ons nie, nê? Ja, hy is geheel en al die lieflikheid self. Dit maak nie saak van watter deel van sy lewe of sy karakter ons van praat nie. Ons kan alles insluit dat hy geheel en al lieflikheid self is. Dit is my beminde en dit is my vriend. En kan julle my blameer dat ek hom so ernstig soek? En hulle wat hom heel hartiglik volg kan met trots saam met die maagd uitroep. Dit is my beminde en dit is my vriend. Sy sluit af met 'n volle versekering van haar geloof en hoop wat sy in hom het. Op hierdie stadium is sy in 'n staat van soeke. Sy is nog steeds daar op die grond. Sy sit daar, sy's vuil, sy het seer, hulle het haar geslaan, hulle het die klere van haar afgeryk. Sy sit nog steeds daar, maar sy prys haar koning. Op hierdie stadium is hy nog steeds in 'n staat van soeke, waar sy op soek is na beminde en dit hulle vir gevra om hom te beskryf sodat hulle kan help soek na hom. Haar situasie is al omgekeerd nadat sy hierdie beskrywing van hom aan hulle gegee het en daardeur het sy haar probleem oorkom. Ons gaan in die volgende hoofstuk praat hieroor. Hoe het sy haar probleem oorkom van hierdie soeke? Sy het haar soektog oorkom en is ten volle verseker van haar geloof in hom dat hy die lieflikheid van self is. Sy het gedink, hoekom het ek sekere goeie eienskappe uitlig? Hy is die lieflikheid self, daar is niks in hom wat nie lieflik is nie.
Ek kan nie net sekere eienskappe uitlig nie. Sy besef dat sy hom te na gaan kom, wanneer sy net sekere eienskappe uitlig. Sy besef dat sy ver te kort gaan skiet aan haar beskrywing van hom deur net sekere eienskappe uit te lig, want daar skiet niks kort in hom nie. Hy is geheel en al lieflik. Daar is niks in hom wat nie aantreklik is nie, en daar is niks aantrekliks wat nie in hom is nie. Hy is alle begeertes, alles wat jou hart kan begeer is hy. Daarom is alle begeertes na hom. Daarom soek sy hom met 'n intense soektog, en kan nie hierdie soektog opgee en sal nooit kan rus as hy hom nie aanhou soek nie. Wie sal hom nie kan lief hê, omdat hy so lieflik is nie? Dit is my beminde, en dit is my vriend. Dit is jou beminde, liewe luister. Dit is jou beminde, dit is jou vriend. Hy is alles, en alles is in hom. Hy is die lieflikheid self. En daar's niks meer lieflik as hy nie. Hoe ken ons hom? Het ons hom al beleef soos hierdie beminde hom beleef het? Dit laat mens baie klein voel, as mens besef hoe wonderlik hierdie beminde van ons is, hoe wonderlik Jesus is, en dat ons hom nie so ken nie. Mag hy homself aan ons openbaar, dat die wat hom nie so ken nie, en die wat dink dat hy nie vir hulle lief is nie, dat hierdie 'n beskrywing sal wees van hom wat in ons harte sal bly groei, dat ons sal weet hoe lieflik hy is, en dat ons uitsien om eendag in sy koninkryk te wees. Ons is nou al deel van sy koninkryk, maar hy kom ons haal, en nie meer lank nie. Mag ons hierdie aarde sien as niks. Mag ons hierdie gejaag na wind sien as niks. Prediker sê alles is 'n gejaag na wind. Mag ons dit sien, en mag ons ons oë rig op hierdie lieflike beminde. Ek bid vir die Vader, dat hy ons sal help. Vader, ek vra vir u, ek vra vir u, dat u ons sal help, dat ons sal besef, met wat het ons te doen nie. Ons het nie hier te doen met 'n mens nie, ons het te doen met 'n lewende God, wat sy lewe neergelê het vir ons. En Vader, ons bid, dat u uself aan ons sal openbaar. Ons bid dit in Jesus naam.